Vertel ons je story hier, uit op die koekblik. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pris. Leef als pris, laat elke dag tel. Leef als pris, laat jou lig verskil. Nou ja, hier is ons nou vandag, is dit nou absoluut, ek wens ons kan die camera so draai dat julle kan sien hoe pragtig is die Vaalrivier hier so die agterkant, met hierdie pragtige huis wat hier so is, vreedsaam as 'n ou dit so sit. Nou, hier is nou kieries hier agter my, maar die man gebruik dit, ek dink hy hou dit, maar baie welkom Leon Kreer by ons by die uit die koekblik. Koekies, baie dankie. Baie dankie. Ek glo nie jy gebruik een van hierdie keer, of partykeer seker was dis alles my oorlede skoonpa. Okay. En hy was 'n groot man. Hy was 'n groot man. So ek hou dit. Dis pragtig. Leon, kom ons stel die mense voor aan Leon Kreer. Kom ons begin, gebore Edenvale. Dis reg. En toe waar die dinge van daar? Vertel ons 'n bietjie jou klein weeslewe. Ek is toe van daar af oor Boksburg toe, Concordia Laerskool. E.G. Jansen van standaard 6 daai tyd tot matriek. Toe het ek my jaar weermag gaan doen in Walvisbaai en op die grens. Ek was die laaste groep wat net 'n jaar gedoen het. As jy 'n tweede jaar aangebly het, het hulle jou R3.600 gegee. En daarmee het ouens 'n splinter nie mekaar gekoop. Ja. Maar ek weet nie, ek het daai tyd net vir myself gesê, maar as ek nie die R3.600 vat nie en ek begin 'n jaar vroeër werk, dan moet ek my heel laaste jaar van 65 se geld opweeg teen R3.600 en op daai stadium moet dit vir my geklink na baie meer geld. So ek het net 'n jaar gedoen. Toe sê ek, ek het toe gematrikuleer by E.G. Jansen, toe die weermag. En toe sê ek Tikkies toe, waar ek BCom graad gaan studeer het. Ek het my HOD gedoen en ek het my B.Ed in onderwysbestuur gedoen. So dis die akademiese. Ja, die agtergrond. Ja. Maar jy het geweet jy wil in die onderwys. Was dit 'n gevoel of is dit al of jy ouer het jou gedwing of jy het dit in jou gehad? Ons kom glad nie uit 'n onderwys agtergrond nie. My oorlede ma het vir my gesê, ek was 9 jaar oud. Toe sê ek gaan eendag 'n skoolhoof word. En ons het nooit ooit weer daaroor gepraat nie. En die dag toe ek nou besluit om Tikkies toe te gaan, toe ek nou my tasse pak die oggend, toe vra my ouers, maar waar gaan jy nou heen? Toe sê ek, nee, ek gaan Pretoria toe. Toe vra my om wat te maak. Toe sê ek, nee, ek het myself ingeskryf by Tikkies. Ek begin maandag met my BCom graad en ek gaan 'n onderwyser word en ek gaan 'n hoof word. En dis hoe ek op Tikkies geland het. My ouers het nie eens geweet ek gaan swat nie. So. Ek het net die oggend in my kar geklim en daar gat ek Pretoria toe. Toe is dit die eerste keer in my lewe dat ek in Pretoria kom, terwyl ek in Boksburg groot geword het. En dis nie 'n uur se ry nie. Dis reg. Ja. Die jare toe nou begin en toe jy nou die skool waar het jy begin skoolonderrig toe? Ja. Toe ek klaar is met my graad, toe vind ek eers uit wat die onderwyssalaris. En toe besluit ek, nee, toe gaan blykbaar my jongste sussie en haar man, hy was sy hoof van 'n laerskool. En toe kry ek my werk daai tyd by die NBS, die Natal Bouvereniging, hy met die Piesang. Dis reg, ja. En toe gaan werk ek vir hulle, ek het amper dubbel verdien. En ek het so dit gedoen, ek was 'n finansiële adviseur. Want toe het ek nou klaar my BCom graad. Ek het dit gedoen tot so Augustus, September rond, toe sê ek, Toe begin ek rondsoek en toe spoor ek 'n skool op in Bedford View. Ek het nie geweet daai tyd nie, maar is toe net 'n Engelse meisieskool. En toe ek die maandag instap, toe is dit net meisies. Ja, nou sê ek 21 jaar oud. Dis net meisies. En so, dit is nou mooi hiervoor. Ja, dis net meisies. En toe stap ek in met 'n matriek ekonomie klas. En ek het daar skool gehou vir tot die einde van die jaar toe. Want ek was nooit van plan om lang daar te bly nie, want toe wou ek my HOD klaarmaak. Ek het nie 'n B.Ed of iets gedoen nie, ek het 'n BCom suiwer gehad. En
toe weet ek gaan terug wil Pretoria toe. Toe kry ek 'n pos by Afrikaans Oorseuns, by Affies. En ek het daar in die koshuis gebly en ek het daar die onder 14 D span gekry. Ons was onoorwonde daai jaar en dis waar my coaching begin het met die onder 14 D span. Ek het toe my HOD gedoen in die aand. Want ek het toe skool gehou in die dag. Ek het 'n jaar by Affie skool gehou. Toe het Menlo op my pad gekom, Menlo Park. En ek is toe oor Menlo toe en ek het vir so 10 jaar het ek by Menlo skool gehou en ek het ook daar departementshoof geword en ek het ook daar my vrou ontmoet. Ja. So Dit sy ook onderwyser. ja, ek gaan vir jou nou die storie vertel. Dit was baie interessante storie, jy weet, ek het nou hierdie matriekklas. En jy's jonk man, jy's 22 jaar oud en jy dink jy weet alles en ek het gedink ek is net tabakgat. En ek hou skool en daai tyd het die Wian verslag uitgekom wat vakbonde wette gemaak het in Suid-Afrika. En ek sê vir my matriek, ek het ontsettend baie algemene kennis met hulle ook gedoen. En ek sê vir hulle, weet julle wat het hierdie ou aangevang? En hier steek ouetjie sy hand op. Ek sê, ja, wat is dit? Hy sê, meneer, jy praat van my pa. Ai. En net voordat meneer nog iets verkeerd doen, hierdie ou wat langs my sit, is die president van die Reservebank se seun, Stals. Ek's uit my liga uit. Hier moet ek 'n laer profiel handhaaf. Die maandag in die personeelkamer word daar toe vir ons nou ingelig dat die proefstudente is daar. Ek het nie geweet wat 'n proefstudent is nie, want ek was nog jonk. Dis my eerste keer dat ek nou matriek sit, behalwe nou by die Engelse skool, maar dit was anders. En ek gaan na my klas toe en ek het my matrieks vir 'n dubbel. En ek hou skool en meneer Tarka van der Merwe wat later aan die hoof by die Wilgers afgetree het op die einde, was senior adjunkhoof en hy roep my en hy sê ek moet my proefstudent kom haal. Ek sê vir hom nee, ek's op pad. En ek hou aan skool gee. Want na so 10 minute, meneer Kreer, is jy daar? Ek sê ja meneer, presies so. Hy sê jy moet asseblief vir jou proefstudent kom haal. Ek sê vir hom ja, kom nou. Ek's besig met my matrieks. En hier by die 4de keer wat hy my roep, toe besef ek, die man raak nou bietjie vies van my. En ek sê vir my matrieks, byt bietjie vas, ek's nou terug. En ek's daar uit by die trappe af en ek stap in die personeelkamer. Toe is daar natuurlik geen onderwyser, geen proefstudente, net die meisie wat daar sit, so senuweeagtig as wat kan kom. Toe weet ek nou is my proefstudent, maar toe so aangestap kom, toe sê ek, o nee, hierdie ding gaan nie werk nie. Ek het op daai tyd nie eens 'n meisie gehad nie. En toe ek haar sien, toe sê ek net, ag nee, hierdie gaan nie werk nie. Ek sê, "Maar kom." En ek draai som en ek loop. Jy volg my. En dan gat ek klas toe. En ek hoor net hierdie hakke wat so trippel hier agter my aan. En ons is op by die trappe in my klas in. Ek het altyd my tafel agter in die hoek gehad. Ek sê, "Maar gaan sit daar en bly stil." En sy gaan sit maar en sê, "Bly stil," en ek hou aan klas gee. Ek is nou 36 jaar getroud met haar. Wow, met dieselfde proeftes. Maar hy selfe proef, maar toe ek haar sien, ek weet nie. Ja, jy het dit geweet. Ja, toe ek haar sien, toe weet ek, Outstanding. verby met jou, verby. En ja, ons is getroud. Ja, en toe het ek by Menlo, het my dinge regtig baie mooi in mekaar geval. Menlo was regtig 'n topskool. En daai tyd het jy as junior alles gedoen. Jy het die oggend 6:00 daar, jy het die velde gemerk, jy het die vlaggies uitgesit, jy het die paalbeskermers uitgesit, jy het gebraai na die tyd. Dit was nie ander ouens of ouens wat jy nou moet betaal of wat gekyker het nie. Jy het alles gedoen. En daar dinge regtig vir my baie mooi geval. Baas Vanus Boysen was die hoof daai tyd en hy was 'n atletiekfoendie. Jy weet, Menlo Park op daai stadium, nes vandag was so sterk dat hulle skoolspan België toe gestuur het om aan die Europese kampioenskappe deel te neem. Dis teen lande
dan gaan wen hulle die atletiek byeenkoms oor see. En daar het ek ongelooflik betrokke geraak in die skool. Ek het byvoorbeeld, daai tyd was die Sasol reeks, waar jy net 12 atlete gehad het, baie groot in Suid-Afrika. Dit was naas SAS, seker die grootste atletiek wat jy kon kry. En ons het vandag uitgewerk dat as jy jou span reg kies, kan niemand jou wen nie. Maar om jou span reg te kies, moet jy weet wat elke ander skool in die land het. En dit was my werk by die atletiek. So ek het elke week die Volksblad, die Burger, die Dispatch, die Transvaaler, daai tyd die Vaderland, voor die rapport, ek kan nou nie eens meer onthou nie. Ek het elke week daai koerante gehad. Dan het ek tabelle opgetrek van watter atlete is reg oor die land en watter items. En dan so 2-3 weke voor die Sasol, dan het ons letterlik gaan sit en gesê, okay, hier's ons beste seuns en meisies. Hoe vergelyk hulle teen die res van die land? En dan het ons letterlik ons span gekies volgens al die statistiek wat ons gehad het oor elke skool. Dis Craig College, Parel Gymnasium, al die sterk skole. En ons het Sasol oorheers, dankzij die kwaliteit van atlete, maar ook die manier hoe ons span gekies het. Strategie. Ja, ons het so 4:00 die middag begin om 12 atlete te kies. Begin ons so 4:00 die middag, dan maak ons die volgende oggend 4:00 klaar met die span, want 7:00 moet hy in, en 7:15 is hy in die personeelkamer reg vir die volgende dag se skoolhou. En dan het ek gewigstoot afgerig en diskus. Toe het ek die eerste cricketspan afgerig. Vir die eerste keer gaan ons studeer na daai tyd die direkteursbeker, semifinaal. Maar die vorige aand, toe het ons matriek afskeid. En toe sê ek vir die ouens, hierdie ding gaan nie werk nie. Jy kan nie die oggend na 'n matriek afskeid. Ons kom by die skool in Pretoria ook. My ster bowler, toe ek kom weer kyk, toe lê daar onder 'n boom in slaap. Toe het hy reguit van die afterparty cricket toegekom. Ons het 'n vieslike loosing gekry. Want ek het iets so 7 matrieks wat reguit van die afterparty ja, so ons het daar verloor, maar dis die eerste keer wat ons in 'n semifinaal gekom het. So aan die ander kant kry het. En ek het begin daar met die dogters drillpeloton, dieselfde jaar. En toe my departementshoof, meneer Potgieter, kry toe oploftes. Ek het vir hom gesê, Pottie, jy moet nie jou so opwerk nie. Ons het daai tyd al ons wedstryde, of ontsettend baie oploftes se A-veld gespeel, as voorwedstryde. Dis maar net om die hoek van hom. Ja. En toe kry Pottie oploftes se hartaanval. En toe wil niemand die eerste span vat nie. Ag, natuurlik, ek's jong, windgat, ek dink ek kan enigiets doen. Ek gaan na die hoof toe en ek sê vir hom, nee, ek sal die eerste rugby span vat. Nou het ek die atletiek, afrigter en dan nou daai statistiek. Ek het die eerste cricketspan, ek het die dogters, drillpeloton, ek is op die prefekte komitee en nou vat ek sommer in dieselfde jaar die eerste rugby span ook. En ons verloor. En my vrou sit ek eendag, ek sê vir ja, hoe draai ek die ding om? Sy sê maklik. Ek sê, hoe bedoel jy maklik? Sy sê, jag al jou matrieks weg. Ek sê, ekskuus? Sy sê, gaan kyk bietjie na jou matrieks. Jou vleuel staan heeltyd vir sy meisie in die paviljoen en kyk en vryf sy hare. En ek het al my wedstryde op video's, op jou tydse video's geneem. En dis waar ek begin video-analise doen. Toe kom ek agter, maar my matrieks is genuine, nie op die veld nie. Ja, want dis toe nou ook dieselfde groep wat so lekker kom kuier. En daai maandag by die oefening, toe sê ek vir al die matrieks, baie dankie, julle speel nou Saterdag tweede span, en daai tyd was nie onder 16s nie, né? Toe trek ek al die onder 15s op boontoe. En ons het daai jaar eers verloor in die semifinaal van die Noord-Transvaal Liga teen Langenhoven en Hoërskool. En die jaar daarna met daai laities, toe gaan ons deur na die finaal toe, en die jaar daarna toe speel hulle in die direkteursfinaal teen HTS Middelburg. So daai
onder 15 kies het in die 3 jaar letterlik 'n semifinaal Noord-Transvaal, finaal Noord-Transvaal, finaal direkteursbeker gehad. En tot vandag toe, as ek iets wil hê, dan bel ek vir Pet Maas in Pretoria. Hy's nou 'n tandarts of ja, nou Ernst Gous my loskakel het CEO van Outsurance geword. So ja, dit was Suksesvolle ouetjies. ja, dit was 'n ongelooflik suksesvolle groep. So ja, dit was my Menlo. Dis jou begin Ja. pilare gewees. En toe jy Ja. nou by Menlo los, wat was toe die volgende? Toe gaan ek Swartkop toe. Toe gaan ek Swartkop Hoërskool toe. Ook in Pretoria. En toe was Swartkop natuurlik nou baie jonk, né? Ek was 'n baie Jong skool. was 'n jong skool, ja. So hulle het nie al die fasiliteite gehad nie. Hulle het nog nie regtig iets reg gekry nie. En maar hulle speel toe nou ook in hierdie groot Pretoria rugby pool. Hier dis Office, Boyseye, Menlo Park, Gasfontein was toe nog nie daar nie. Snaaks genoeg FA Odendaal, né? FA Odendaal was 'n wille plek. En HT Steine. Yes, like jy het nie daai manne gespeel nie. Hulle het vir jou seer gemaak. Ja. En toe sê ek Swartkop toe en toe sê ek weer eens gee vir my die eerste rugby span. Toe het hulle nog nie teen hierdie groot manne gespeel nie. En in die eerste jaar toe wen ons vir Boyseye en toe wen ons vir Menlo. Nou het ek net van Menlo oorgeskuif Swartkop toe en ons wen toe vir Menlo. Weet jy, met seker 2 minute oor, is ons nog voor teen Affies. Maar daai tyd het jy geweet, as jy Affies speel, dan speel jy tot 10 minute na die eindvletjie. Ja, want hulle sal nog, toe hy in die kleedkamer is, sal hulle die wendrie gaan druk. En dit gebeur toe ook daai dag. En toe verloor ons teen hulle, en toe speel ons Waterkloof, en as ons Waterkloof kon wen, dan is ons deur na die semifinaal toe, wat ook al die eerste een sou wees. Maar toe verloor ons teen Waterkloof, en Waterkloof gaan wen toe daai jaar die direkteursbeker. So dit was my Swartkop jare. Dit was daar het ek die geluk gehad, want ons was net 2 mans wat wou cricket afrig. En hulle het op 'n sementblad gespeel. Toe rig ek nou cricket af, maar is net ek en die ander ou. En daai tyd het die onder 15s gelukkig nie op Saterdag gespeel nie. Hulle het in die week gespeel. Toe vat ek sommer die onder 15A en die eerste span. So die een speel op Donderdag en die ander op Saterdag. Maar toe sit ek weer eens met 'n ongelooflike onder 15 span. En toe kom ek agter maar, vat eerder weer al die onder 15s eerste span toe, net soos wat ek op Menlo met die rugby gedoen het, en kyk wat gaan gebeur. So toe eindig ek met 3 De Bruin boeties in die eerste span, waarvan die een vir lank Namibië afgerig het. Was Pierre en Etienne, so die 3 De Bruin boeties. En ons wen, onder 15 wen, eerste span wen. En ons wen, en toe ons onsself kry, toe het Garsfontein net opgekom. Moet ons Garsfontein wen, om deur te gaan finaal toe, by die onder 15s. Ons het toe nog nie geweet wie gaan ons met die eerste span speel nie. En wat Garsfontein nie geweet het nie is, ek het toe ons sementblad opgegrou, en met die hulp van Paas, die Paas van was Strollop, het hy vir ons mooi telborde, elektroniese telborde opgesit, en ons bou toe daar 'n cricketblad, wat skrik vir niks, maar diep, bou ons hierdie cricket pitch, met ongelooflike mooi glas, en vandag, en nou moet ons Garsfontein speel, maar nou het ons die tuis game, en hulle weier om te speel, want hulle weier om op 'n sementblad te speel. Ek sê vir julle sal kom, daar's niks in die reëls, waar julle mag
En toe jy nou klaar die grasblad. Ja, maar dit nooit geweet nie. Maar toe is die grasblad seker so 2 of 3 wedstryde oud. So hy was nog lewendig. En kyk hierdie Peerdebrein was vinnig. Eers, jy wou nie teen hom bet nie, hoor, hy was vinnig. En ek sê vir ek, sorry, julle sal kom, maar hulle is kwaad. Maar hulle daag die middag op, en hulle sien uit cricketblad, en ek kan sommer sien, hierdie ouens is nou op die verkeerde voet. Ons wen die lood, en ons sê ons bet eerste. Maar ek sê vir die ouens, hoorie, as die reën so, van hier van Kreersdorp se kant af kom, gaan dit reën. As die reën hier van hierdie kant af oorkom, dit gaan reën. Hierdie game gaan uitreën. Ons moet hierdie ouens seermaak. En nou Etienne, die jong boetie, hy was my kaptein ook, so my graad 7 laaitjie, nou Etienne de Bruin, is kaptein van die onder 15s, en kaptein van die onder 15s, eerste span, terwyl sy broer 'n matriek is. So goed was hierdie 2 ouetjies. En ek sê vir hulle, hoor, ons gaan moet hier gou maak. En hy Etienne hulle trek los, en nie in die 24ste ouer, loop ek na hulle kaptein toe, nou is ek die skeieregter. Ek sê vir hom, dankie, ons verklaar. Hy sê, wat's dit? Ek sê, nee, ons het genoeg lopies om julle te wen. Hy sê, man, ons speel 30 ouers. Ek sê, nee, ons het genoeg lopies. Hulle coach, ja, sy squad. Hoe kan jy dit doen? Ek sê, ons het genoeg lopies. Ons het genoeg lopies. Wat is die probleem? Ons verklaar. Ja. En ons gaan van die veld af, en daai ouens was totaal gerettel. Hulle kon nie verstaan, hoe verklaar jy na 24 ouers nie? En daai Peerdebrein trek op daai vinnige blad los. My was vinnig, ek was vinnig. Ek dink ons bou hulle uit vir 60 of so iets. En daar is ons in die finaal. En die eerste span gaan deur, en ons moet afwies in die finaal speel. So, toe speel jy onder 15s die donderdag, in die Noord-Transvaal finaal teen Voortrekker Hoogte. En ons gaan nou daarby kom, dit wys jou net daai tyd, was elke skool 'n faktor. Ek wil Voortrekker Hoogte, as jy aan rugby dink vandag, dan dink jy nie aan hulle nie. Daai tyd het Voortrekker Hoogte was 'n massiewe skool. En toe wen ons hulle die Dinsdag. En toe vat ek die 2 cricketballe van die wedstryd. En die Saterdag toe speel ons teen Affies op Berea Park. Berea Park was waar Centurion Park Centurion Park het ontstaan na Berea Park. So die Noord-Transvaal cricket het op Berea Park hulle cricket gespeel. Wow. En toe bou hulle Centurion, en toe skuif hulle van Berea Park Centurion toe. En toe speel ons Affies in die finaal. En van die heel laaste bal af klop ons vir Affies. Toe dit die eerste keer in die geskiedenis van Pretoria laat een skool die onder 15 en die eerste span trofee wen. En ek het daai twee balle opgevat. En Manie van der Berg van Monnas het, toe ek later by Monnas was, hulle vir my gemonteer, die 2 onder 15 balle, en die 2 eerste span balle, en vir my plaatjies opgesit, alles, en ek het dit gehou, en so 2 jaar terug, toe ek nou besluit, ek gaan, jy weet, al my goed begin teruggee aan die skole, want, jy weet, wat gaan ek met dit maak, en, jy weet, toe nooi Swartkop my na 'n revue toe, toe die aand in die personeelkamer met al die eregaste, toe praat ek bietjie oor die cricket, en oor daai jaar se cricket, en toe gee ek vir hulle die 2 trofees, Hoe spesiaal is dit? Ja. So dit was Swartkop. Ja. So ja, ding het net lekker uit. Jy het suksesvol al die pad gegaan met. Ja, ek het 'n paar finals verloor in die proses. Ek kom tot in die final en dan verloor ek, behalwe daai 2. Ek bedoel, ek kom elke keer in die final en wil dinge net nie lekker uitloop nie. So. Ja, en toe gaan ek van Swartkop af, toe kry ek die adjunkhoofpos by Monnas, hier 1993, toe kry ek die adjunkhoofpos by Monnas, ou Baas Frans van Dijk was die hoof, ou Estie Pienaar was daar,
ou Freddy Nieuwenhuisen was daar, ou Broodwa Oberholzer, Mannie van der Berg, Hans Coetzee, Tinus Barnard, al daai groot name, nee. groot name. Ek was baie bevoorreg om vir Tinus Barnard, Johan Ferreira wat toe later aan Noordheuwel toe was, ja. Hannes Martens wat nou, ek dink adjunkhoof is by Noordheuwel. Ja. Hannes en sy vrou het daar skool gehou. So ja, ek was bevoorreg om in daai, ek wil amper sê eksklusiewe groep in te kom, want waar ek nog elke keer op my eie moes beklei en iets van heel onder af probeer opbring by skole, kom ek by 'n skool wat 'n naam het, wat erken word, wat ouens eintlik bietjie verbang is, en dit was 'n heeltemal 'n ander ervaring. En ek wat alreeds hard werk aan 'n... Ja, kyk, ons was klomp jong manne, en elkeen het meer as sy pond vleis gegee, hoor. Het sy atletiek, het sy rugby, het sy cricket, en omtrent almal het omtrent matrieks gehad. So ons was nie, jy weet, party skole nou stel 'n ou aan vir rugby en dan gee hulle vir hom graad 8 wiskunde, wat ek nie kan verstaan hoe jy dit kan doen nie. Stel 'n ou aan vir wiskunde, matriek, wat ook kan rugby afrig, want dis 'n vaardigheid om te coach wat jy kan aanleer. Ja. Maar as jy nie vir matrieks kan wiskunde gee nie, kan jy nie wiskunde gee nie. Moenie, dan kan jy nie so ou aanstel nie. En ek was bevoorreg, daai ons was eisters. Nee, dit was lekker. En ek en my vrou daar in die koshuis gebly, en my een seun is daar gebore in die koshuis. Ja, dit was... Gebore in die koshuis en later jare deur Monnas ook. Al drie my seuns het gematrikuleer in Monnas. Hulle was nie, my jongste was van graad 8 af daar. My ander twee seuns was nie daar nie, want in daai stadium het ek so 20 plus kilos van Monnas af gebly, en daar was nog nie busroetes en al daai goed nie. Wat is jou seun se name? My oudste een is John, en dan my middelste seun is Andrei, en my jongste seun is Zander. So al drie toe by Monnas op die einde gematrikuleer. En ja, dit was... Goeie tye gewees vir by Monnas. Ja, dit was 3 great jaar. Jy weet, cricket het goed gegaan, rugby het goed gegaan, die akademie, nee, dit was baie lekker. Jy het so 'n bietjie ook nou daar met Grey te doen gehad, Grey College, vir Monnas Ja, daai tyd het ouens wat die Monnas gemeenskap behoort te ken, ou Rian Gous, Brownie Fourie, Reinhard Gerber, wat nou Monnas se rugby bestuurder of direkteur is. Hulle was daai tyd in graad 9. Ja, ek dink dit was in graad 9. En ek het die span gehad, waarin hulle almal gespeel het. En die spannetjie van Grey se reputasie loop hom vooruit. Hulle het van onder 9 af nog nooit 'n game verloor nie. Hulle weet nie wat is 'n verloor nie. En ek het in die koshuis gebly, en daai oggend, man, die son het skaars so begin opkom. Toe stap ek daar waar die eetsaal is, toe stap ek daar by die deur uit. En toe sien ek die rugbyveld. Ek het net omgedraai en ingegaan na my vrou toe sê ek vir, weet jy wat, ons gaan vandag vir Grey wen. Toe sê sy, hoe? Toe sê ek vir, gaan kyk, al my ouers, met hulle bakkies en karre, staan klaar daar aan die ander kant geparkeer. My span is hier. Hier gaan iets gebeur vandag. En ou Rian was my kaptein en 8ste man, ou Brownie was skramskakel, Gerbertjie was losskakel. Ek kan nie onthou, ek dink nie daai, ek dink dit was jaar voor dit, het 'n Blighnout. Wat is sy naam? Sy dogter is nou so 'n briljante atleet by Monnas in gewigstoot en diskus. Armand. Hy het vleuel gespeel, maar ek dink dit was die span net hoor as dit. Maar in elk geval, toe sê ek vir my vrou, ons gaan hierdie ons wen. Ons gaan hierdie ons wen. En ons het in die kleedkamer ingekom, en ek het net agtergekom, vandag praat jy nie eers nie. Nie 'n woord gesê nie. In die kleedkamer ingekom, ons het aangetrek,
opgewarm, alles gedoen wat ons moes doen. Ek het nie gepraat nie, ek het nie gesê, kyk na dit, watch dit, onthou, nie 'n woord gepraat nie. Rian Gous, die beste kaptein wat ek nog ooit in my lewe gehad het. Hy het absoluut, ek weet nie wat nie, maar hy kon absoluut net vir 'n ouetjie so kyk en sê, boys, dis genoeg. En dan was dit genoeg. En Rian het gesê, ons is reg. En ons het gespeel teen die span, en ons was die hele tyd agter. Ons kon net nie, dan skoor hulle, en dan skoor ons. Dan skoor hulle, dan, ons kon net nie dit doen nie. En met seker so 5, miskien 'n paar minute meer tyd oor, Tinus Barnard het geblaas. So 'n rooi trui. Kry ons 'n strafskop 10-15 tree van die doellyn af, maar reg onder die pale. Daar waar die containers nou daar agter staan, ons sou daai kan na die ouete huis. Ons sou soontoe moet skop, en ek het geweet as ons die ding oorskop, dan wen ons. Ons stond net oorskop. Maar ons het moves gehad. Myne, joune, en die ouens, as hulle na die ding luister wat daai tyd gespeel het, gaan onmiddellik weet waarvan ek praat, en die joune myne. So, die myne, joune, het beteken myne, die skrammie gooi die bal in die skram. So myne is, ek tel op, maar die joune is, dan breek ek wyd en ek pas na die 8ste man Rian toe. Was 'n myne joune. En dan die joune myne, was jy tel op, en jy gaan so naby as jy kan verby, en ek as skrammie gaan wyd, dan pas jy na my toe. Ons kon daai move net nie counter nie. En, maar jy skop ons vir die wen. En Rian Gous wys vir Tinus Barnard, ons gaan skram. Ek kry hartaanval. Ek sterf 7 dode net daar. Hoe? Ja, dis veel simpel raak. En Rian sê net, boys, ons het dit, ons doen myne joune. Ons gaan skoor onder die pale. Gray het dit nie sien kom nie. Ek dink nie iemand het al ooit teen Gray in 'n posisie soos dit gesit vir 'n wen, en jy sê ek soekie skram. En dit was die kaptein wat Rian was. Jy weet, hy was maar, 15 jaar oud, né? Briljante mens. 15 jaar oud. Maar ek hoor hy's nou 'n groot gees daar by Monnas nog steeds. Ja, hy is span kaptein later jare. Ja. Massa soveel het wedstryde. Ja. Fantastiese mens. Ons gaan skoor onder die pale, en Grey College stap van daai veld af, en hulle weet nie wat het hulle getref nie. Ag, ons was nie 7de jabal. Ons het daai middag tot baie laat gekuier. Ja. En daar's actually 'n wiki net daar agter jou wat Yes. van die Grey College. Ja, hier's hy. Jy sal sien, hierdie is 'n stokhoring ou wiki, my buurman net hier langs aan. Hy was op Grey al die jare, toe hy nou hierdie wiki sien, toe vlekvlooi hy nou iets vreeslik. Want hy weet hierdie hoed is baie oud en hy soek so een. Maar daar's nie 'n manier nie. Al hierdie goed gaan vandag saam met jou huis toe, want jy weet, my oudste seun hou skool in Northcliffe. My middelste is getroud, hy sit in die Kaap, en my jongste speel rugby in Frankryk. So 'n Grey week het nie baie. Ja. So ja, ek skenk hierdie. En natuurlik die ander ding wat ons nooit moet vergeet nie is, daai jaar het Monnas gaan toer Australië toe. Ek het net by Monnas gekom, so ek was nie deel van die toer nie. Ander onderwysers sou gaan, en hy skiet vir 'n bevorderingspos, en hy kry die pos. En baas Frans roep my en hy sê, nee, hy ou kan nie gaan toer nie, hy loop, wil jy saam gaan Australië toe? Gaan dom wees om nie te doen. Wel, ek was nog nooit in my lewe oor see nie, en ek nie nodig gehad om 'n sent in te samel nie, want alles was klaar gedoen, alles, kaartjies, alles klaar gedoen. En ons gaan toe hier af Australië toe, en ek het 2 ouetjies in my span gehad, 'n groot gees in Monnas, Attino D. Hy was, groot gees, factotum, eintlik meer 'n terreinbestuurder. Sy seun het vir my gespeel, Atti. Ja. En sy groot vriend, ou Gerard Besuidnout. Maar kyk, hulle kon 'n bal slaan. Ja.
jy weet daar op Monna se cricketveld, om hom daar op te tel en oor daai bome te gooi tot daar waar die fisio's en die swembad is, dit was vir hy twee, niks snaaks nie. En net buite Perth is daar 'n cricketskool. Hulle is anders as ons. Hulle het 'n cricketskool waar jy cricket speel en cricket leer. Jy het nie die ander vakke nie, jy doen cricket. So daai ouens is almal perfek. En nou speel ons die ouens. En hierdie Attie en Gerard het saam gebattle, 2-3 of so iets. Nou gaan dit sê, want dis wat gebeur het. Han trek hy besluit nou het los, dan lig hy om hier met 'n crossbat, doer, dan staan hulle kaptein nie vlak in die covers en sê, shit shot mate, shit shot. En dan die volgende oor is dit Attie se beurt, en nou Attie tel, maar nie oor die covers of hierdie covers nie, alles hier, jy weet, hier oor mid-wicket, sit dan 'n naam vir hom. Ons wen hy ouens, yes, maar hulle was suur, want daai aand, dit was toe ook 'n finale, en daai aand het hulle jaarlikse prysuitdeling op die Wekka. Ek wil, dis 'n beroemde cricketveld, maar jy moet daai funksie sien wat hulle daar aanbied. Nou kom ons almal daaraan, maar hulle is eintlik vies vir ons. Hulle wil ons eintlik nie daar hê nie, maar hulle het ons klaar genooi. En hulle wil ons nie daar hê nie, want ons het die eerste span gewen. Hulle top span gewen. En ons het daar gegaan en ek en ou Tinus het gespeech voor al die mense in Engels, en nou Afrikaans brood. Dit was die cricket. En ons het die 23ste Desember teruggekom. So ons het die begin Desember oorgegaan. En die 23ste Desember het ons teruggekom en hierso is 'n das en hierso is 'n Australië Tour das. Hier's 'n bietjie cricket tradisie en geskiedenis ook. Koor ook, wat? Ja, nou is ons op 'n ander plek. Menlo het 'n ongelooflike goeie, Menlo, hoor my, nou is ek weer terug by Menlo. Monnas het 'n ongelooflike goeie dogterskoor gehad. Hulle het die vorige jaar met 'n halfpunt in die direkteursfinaal verloor. So hulle was ongelooflik goed. Mevrou Gioot, weet ek was die een begeleier. En Baas Frans roep my in. Hy sê vir my, ek soek 'n gemengde koor. Ek sê, okay. Ek sal al die rugby seuns dwing om te kom koor sing. Hy sê, dit klink na 'n plan. En maandag in die saal as ons gesing het ek so tussen die seuns deurgeloop. Dan het ek hulle name neergeskryf en na saal gehou en vir hulle gesê, ons het daar nie as besklasse daar by die netbalbane. Ons het daar geoefen. Dan sê ek vir hulle, kry jou môre middag in die asbesklas. Meneer, ek kan nie, ek speel. Ek sê, rugby begin eers 4 uur. En mevrou Gajoot het hulle gevat, en ons het daar seuns, hulle kon sing. Ek wil dat jy loop in die saal en jy sing die skoollied en jy hoor, hierdie ouetjie kan sing, hierdie ouetjie kan, en ons het hulle almal bymekaar gekry, en die volgende jaar toe het ons gemengde koor. Maar al die eer gaan mevrou Gajoot toe, want sy was die musiek juffrou. Sy het dit baie goed gedoen. My werk was om die seuns daar te kry, en ek het net vir hulle gesê, as jy nie kom sing nie, gaan jy nie rugby speel nie. En vandag, ek het nydag na opvoering geluister van Monna se koor. My meisiekind was ook 'n Monnas en sy was ook in die meisieskoor. Monnas het 'n absolute fantastiese. Maar het nou 'n gemengde koor of het net 'n meisieskoor? Die meisies, ek weet nie van die gemengde koor. Ek glo daar sal seuns in hierdie wees, daar's meisies in. Ja, ek dink hulle is hulle. Ja, daar's die antwoord, gemengde koor. En ek het hulle op Facebook een keer geluister en dan lag jy vir jouself om te dink, hoe dit begin het met 'n klomp rugby seuns. Want jy weet daai tyd seuns het rugby gespeel. Jy het nie koor gesing nee. en dan jy het verdeel geneem nie. Jy het rugby gespeel. En daar's die koor.
Ja. Ek wil net vir die kykers sê dat ons so opkyk. Ons het 'n baie spesiale, ons druk 'n knoppie en dan kom maar 'n big screen op en gee dit vir ons die antwoorde. Dis net om Ja. Ja, dit staan aan die agterkant. Soos julle vra, hoekom ons vra net ons Ja. bronne. Leon, toe het jy nou van daar af het jy bietjie klein skooltjie toe gegaan. Toe sê jy bietjie Ventersdorp toe. Ja, ek was op Monnas en toe vir die eerste keer begin die onderwysdepartement met hierdie onderwysreishows regtig van soveel kinders per klas. En dan mag jy net 2 adjunkhoofde hê. En ons was toe 3. Jy weet, Sagreis Leroux was die senior adjunkhoof. Jan Erasmus was die koshuishoof en die ander adjunkhoof. Maar albei was heel wat ouer as ek. Ek was 'n youngster. Ek was 36, 35 jaar oud. So ek was uit na die youngster en skielik hoor ek maar ek gaan oortollig verklaar word. Nou daai tyd het jy jou mors doodgeskrik, jy het gedink oortollig verklaar beteken hulle gaan jou fire. Ja. Jy weet en ek het nou net 3 seentjies. Waarheen gaan jy? Ja. En so ek het toe naastiglik na 'n pos begin soek. En daar gaan Ventersdorp se hoofpos oop. Ek het niks geweet van Ventersdorp nie. Dit was 'n hoofpos. En dit was 'n manier om om jou werk te verloor. Dis hoe ek dit salarisbracket te hou. Ja, dis hoe ek dit gesien het. En ek sê vir my vrou, ons gaan Ventersdorp. En wat 'n ongelooflike jaar, maar wat 'n interessante jaar. Ek dink nie die stad weet regtig wat op die platteland aan die gang is nie. Ek's Ventersdorp toe en daar kom ek agter, o gats, hierdie plek is lekker regshoor. Jy weet die AWB sterk, Eugene de Plans, en sy broer is in die dorp, sy kinders is in die skool, Eugene het met sy perd gery, en jy kom agter, hierdie goed ken jy nie. En die ou wat net voor my die hoof was, het 'n geweldige groot saam met die gesondheidsdepartement van Noordwes 'n tande borsel awareness campaign gehad by die skool. So ek het nie geweet die ding kom nie totdat ek daar was. En toe kom ek agter, hier 6000 kinders wat kom waarvan omtrent 6500 anderskleurig was. En wat gaan Ventersdorp hiervan sê? Jy sit in die middel van 'n ek's al polities gewees van die begin af, so ek het nie geweet wat om te doen nie. En daai oggend toe die helikopter nou so inkom met die minister van gesondheid, toe trek die Kaspers aan daai kant in. Aan die ander kant van die rugbyveld en daar staan 10, 15 Kaspers. Net ingeval iets verkeerd loop. En hier sit jy en jy weet nie wat om te doen nie. Want ek wil, onthou nou, toe is ek maar 38 jaar oud, né? En nou is ek 'n hoof en dit is Ja, jy moet almal kyk wat gaan jy doen. Ja. Maar okay, dit het gekom en gegaan en toe gebeur 3 goed wat ook 'n ongelooflike impak later in my lewe gehad het. Ek besluit toe ons sal die nuwe volkslied sing. Klaar. En hy maandag, nou reed ek met die orgelis, en hy maandag sê ek vir al die kinders, onthou nou, jy praat nou van 'n skool van 200 kinders, want daai tyd was die hoërskool en die laerskool op dieselfde terrein, maar elkeen het sy eie hoof gehad. So ons het apart saal gehou. So ek het so 200 kinders in die saal gehad. Ek sê vir ons gaan nou die volkslied sing. En toe sy begin, toe steek baie seuns hulle hande in hulle sakke en hulle draai almal hulle rug op my. En hier sing ek uit volle bors, Sikelele. En ek sien nog niemand sing. Niemand sing, nie die onderwysers nie, nie die kinders nie. So die juffrou speel en ek sing. En toe besef ek, okay, hier is maar ek is maar harregat en ek weet baie keer wat ek wil doen, al is dit die verkeerde doen. Toe die week daarna toe hy ek die nuwe landsvlag. Hy het so 10 minute gewapper.
toe kry ek die oproep, het maar gaan kyk na jou vlag. Toe ek buite kom, toe het hulle die toue afgesny, die vlag is weg, en iemand het bo, kom ons sê 'n besemstok, ingewurm, dat hy heeltemal deur daai ring is, waar deur die vlag moet kom. Jy gaan sukkel om daar uit te kry. En, maar toe hys ek die landsvlag, en dit het ook nie gewerk nie. En, toe dog ek nou, okay, hoe gaan ek nou iets goeds doen? Want toe die skool so 10, 15 anderskleuriges ingaan, so dit was 'n Afrikaanse skool. Hulle kon almal Afrikaans praat, so ons het nooit Engels gepraat nie. En ek besluit 'n koor. Ek gaan 'n koor begin, en ek gaan die hele skool laat sing. En die 2 musiekjuffrouens is in, en ons begin daar met 'n koor, en dit werk ongelooflik. Behalwe, daar's 2 anderskleuriges in my koor. En reg oor kan die skool is die APK kerk. En hulle hoor van hierdie koor, en hulle nooi ons om die Sondag met hulle erediens te kom sing. En ons oefen, 2 weke oefen, elke middag. Dag voor die Vrydag, voor die Sondag, kom sien hulle my. Hulle sê, hoorie, ons hoor jy het 'n anderskleurige in jou koor. Ek sê, ja. Hulle sê, dan sing julle nie, julle is nie meer welkom. Gelukkig Dominee Tinus van Vuren van die moedergemeente hoor dit toe, en hy nooi ons toe om daar te kom sing, en dit was 'n reuse sukses. Ek het tot musiekinstrumente gehad. Maar nou die basse was nie lekker nie. So die juffrou het onder op die grond waar niemand al kan sien nie, met tussen die seuns met 'n klein klaviertjie dingetjie gesit, en saam met die seuns gespeel, want hulle kon nie note hou nie. So die meisies was fyn. Die seuns was nie lekker nie. Maar ek het baie seuns gehad, maar hulle was nie lekker nie. En dan sy so onder gesit, want nou sit ons altyd op die galery. En jy het mos nou daai hoog galery laat ouens ons nou nie daar afvoeter nie. So sy kon daar onder sit met die klaviertjie, en saam met die seuns speel, dat ons net saam met haar moes sing. En ons het daar gesing, en dit was 'n great, daai was 'n ongelooflike belewenis om so te kon sing. Want ons wou eintlik net sing. Maar is dit die jaar wat jy daar was? Ja, ek het besef, ek en my vrou het besef dat so goed as wat dit gaan, ek gaan ergens en weet jy, dit was die nuwe Suid-Afrika. Een of ander tyd, een of ander tyd gaan ons die volkslied moet sing. Een of ander tyd gaan ons die vlag moet hys. Een of ander tyd, jy weet, en ja, maar jy het gaan kies te Ventersdorp. Nee, maar selfs in Ventersdorp. Ja. Jy weet, een of ander tyd, dit was iets wat onvermydelik was, en miskien was dit 'n goeie ding dat ek as so jong, nat agter die ore hoof in daai slaggat getrap het, want dit het jou baie wysheid geleer. Dit het jou baie wysheid geleer verder in jou lewe. Want vir die eerste keer het ek begrip gehad vir die boere, wat as die seuns uit die klas uitkom, die eerste ding wat hulle kyk is, hulle kyk hemel toe of daar wolke is, want dit moet reën. Dit moet nou reën, en daai tyd was dit droogte. En dan, wat baie mense wat nie in die boerderybedryf is nie, daar kom 'n tyd waar dit moet ryp, vir die mielies om half te vrek. Jy weet, so ons dink, is te koud, die mielies gaan almal vrek, maar dit moet ryp op 'n kom. En jy het daar geleer hoe afhanklik die ekonomie van Suid-Afrika is van boere. En die feit dat hulle nou regs is, of 'n groot persentasie van hulle regs is, jy moenie daarna kyk nie. Hulle lewer 'n ongelooflike diens aan die land. En dan moet jy by daai goed verbykyk. So later in jou lewe het jy geleer
om dan jou partykeer nie blind te staar teen die feit dat hulle jou rug op jou gedraai het nie. Maar daai selfe ou gaan huis toe en hy gaan oes hoeveel hektaar se mielies wat kos op my tafel sit. Maar ek moes deur daai stadium gaan, want op daai stadium het goed vir my mooi uitgewerk. So, iets moes my bietjie hard slaan, iets moes my bietjie terugbring aarde toe. En ja, my laaste geskenk toe aan die skool is, die onderwysdepartement bel my toe, natuurlik nou almal swart direkteure en daai tyd weet die inspekteure en daai goed, en hulle sê, hulle wil 'n skenking in die skool maak, maar aan 'n kind. Tog ek, yes, nou, ek sê okay, as dit 'n ordentlike ding is, nooi ek julle na my prysuitdeling toe. En dan kan julle 'n kommitment maak om jaarliks aan die hoofseun en die hoofmeisie 'n topoorlosie te oorhandig. En daai aand het hulle gekom en hulle het vir die hoofseun en die hoofmeisie, ek weet nie of dit toe nou aangehou het nie, maar hulle het toe vir die hoofseun en hoofmeisie 'n dier oorlosie gegee as 'n token of goodwill. Maar as iets wat ek vergeet het van Ventersdorp, en nog even my vra, maar kan al hierdie goed in 'n jaar gebeur, dan sê ek vir jou, ja, saam met die koor toe begin ek revue, 'n massa revue. En al die tafels is uitverkoop, al die kaartjies is uitverkoop. Nou mevrou Sieberhagen was daar, nou haar seun is Mel Sieberhagen, wat in hierdie TV-reekse op televisie speel. Ja, Mel was toe in matriek. Ou Mel Sieberhagen, wat nou so bekende, ou Mel was in matriek. En ons doen hierdie massa revue, en die kaartjies gaan uit, maar daar is nie meer plek vir 'n muis nie, en daar lek dit uit dat die anderskleurige kindertjies ook tafels bespreek het, vir hulle ouers, want hulle is nie revue. En ons het die Vrydag aand ons eerste opvoering gehad het, die Vrydag aand. Die 12 uur se kant kry ek 'n oproep van die polisiestasie af. Ek moet polisiestasie toe kom. Ek sê, hoekom? Hulle sê nie, ons dink net, jy weet er kom. Ek bel my vrou, ek sê vir hier's moeilikheid. Vanaand se revue, en die polisie soek my. Klim my kar, gaan polisiestasie toe. Hier is die hele reserviste opgeroep. Daar is nie plek vir 'n meisie in daai polisiekantoor. Soveel polisieman is daar nie. Met die Kaspers. En toe het hulle op elke tafel 'n reservis geplaas. Jo. Om seker te maak daar's nie moeilikheid nie. Wow. En dis hoe ons daai aand revue gehad het. Ja. Met 'n reservis met 'n walkie-talkie by hom op elke tafel. Ongelooflik. En dit alles het ek in 1 jaar opgevoeder, Wow. soos die koor, die kerk sing, die landsvlag, die volkslied. So. Maar toe besef ek is, en toe gaan Riebeek Rand se pos. Ja, ek wil net vir jou sê, Riebeek Rand. Ja, dit was amazing. Ja, dit was van Riebeek Rand. Ja, dit was, jy toe ek maar nog 39 jaar oud. Maar daai jaar in Ventersdorp was nodig. Ja. Dit het jou ongelooflik gesluit vir dat ander mense ook kan reg wees. Nie net jy die hele tyd nie. En dat jy ander kulture en ander opinies, al is dit dan politiek, dat jy dit moet respekteer. En jy have to stand your ground. Ek dink baie keer Ek het bietjie oordoen hoor. maar ek dink mense sit baie keer as jy in 'n situasie waar jy kon maar die mainstream gevolg het of jy kon jy op Tenpen ingeslaan het en sê luister, dis hoe ons sit. Ons is so naby aan die einde. Kom ons gesels gou Riebeek Rand. Okay. Wat jy een van die eerste dinge, nou was vir my moeilik want ek het so 'n kort stukkie in daai storie wat jy vertel het jy vir my nou genoem van
jy weet, Monas en ek was daar. Ek was in daai stuk wat jy by Monas was vir 'n ruggie. En outomaties wat ons Monas seuns word dit in jou ingeprint, jou onderwyser bly jou meneer. En ek het jou nog toe ek en jy mekaar weer ontmoet, toe ek meneer. En van die eerste ding wat jy my gesê het is hoorie, doen my een guns. Nie gesê doen dit nie, maar jy sê een guns. Noem my asseblief Leon, want al my mense het my Leon genoem. Ja. Vertel ons met daai, want jy het obviously dit as jou fondasie tot op daar wat alles nou bymekaar gekom het. Nou stap jy by Riebeek in. Ja. En jy sê vir iemand, maar ek is nie 'n superhero nie, ek is Leon Kreer. Ja. Weet jy, omdat alles redelik goed gegaan het, jy weet, van affies af. En toe kom die Ventersdorp, en dit was 'n wonderlike jaar. Maar dit was 'n ongelooflike senitergende jaar. Ons het party aande agter die bank gesit, dan skuif ons die gordyne weg, want dan hoor ons ietsie en dan wonder ons, jy weet, is dit iemand wat nou, jy weet, ja, dit het werklik gebeur, né? En toe gaan ek nou Riebeek rand toe, en ek dink net 'n ou se hele backsiening het heeltemal geskuif. En wat Riebeek rand uniek maak, het was eintlik toe twee skole wat saamgesmelt het. Was Riebeek en Goudrand. So het was die groen skool teen die blou skool. En die twee skole moes toe nou saamsmelt. En dit was nie maklik nie. En maar wat lekker is, die eerste dag toe ek in die personeelkamer instap, toe het ek so 'n rooi baadjie, leeu, rugby afrigter baadjie gedra, jy weet. Loop ek in ouma Sandra vas. Nou ouma Sandra het vir die kleintjies wiskunde gegee. 'n Groot gees op Riebeek rand se netbal saam met Susan Tiet. En loop ek aan haar vas en sy laat my so welkom voel. En ek dink, wow. En almal is net so. En daar's ek Leon. En as daar ouers was ek meneer, maar in die skool was ek Leon. En dit het net absoluut gewerk. Dit het absoluut gewerk. Want ek het, omdat ek so kreatief is met hierdie simpel goed van 'n vlaghuis en al daai goed, sit jy met 'n skool wat eintlik niks het nie. Want hy moet nou sy eie identiteit begin. So weer eens, toe gaan ek na 'n dame wat na my toe hoof geword het, na Dinter, ou Annelies van der Berg. Haar man is 'n groot gees in die kultuur met hy Stetfords. Onmiddellik gaan vra ek hom om vir my 'n koor te begin. So hy het 'n koor begin. Om die skool bymekaar te kry, te doen ons 'n massa revue. Nou jy weer is 1000 kinders en elke kind was op die verhoog. Elke liewe kind. En ons het hulle opgedeel per registerklas. So elke onderwyser kon nie anders as om revue af te rig nie. Of jy nou kan en of jy nie kan nie. So jy het sien nou maar 1000 kinders gehad met 30 onderwysers. Al 1000 het gerevue, al 30 onnies het gerevue. Jy weet, so jy het nou ewesklik die koor wat toe net goed gaan. Jy het hierdie revue groep wat absoluut net skitterend was. En ewesklik, as jy iets gedoen wil hê, dan sê daai een, moenie worry nie, ek is in beheer. Moenie worry nie, ek het dit. Ek was nie regtig 'n goeie delegeerder nie, maar daar het ek nie 'n keuse gehad om te delegeer nie, want elke ou het gesê, ek het dit. En die netbal het gegaan, en die hokkie het gegaan, en die cricket het gegaan, en die rugby het net gegaan. Dit was maklik, want dit was weer eens, net soos toe ek by Monas gekom het met die mans. Hier sit ek egter met mans en dames, wat besef dat hierdie samesmelting is daar om te bly. En kom ons maak 'n sukses hiervan. So, alles, tot die admin dames, tot die terreinwerkers. As jy op 'n Saterdag gras gesny wou hê,
Het jy nie vir iemand gesê, hoor ek betaal jou dit of ek betaal jou dit nie? Die werkers was daar, en die gras was gesny, en die beddings was omgespit. Dit was baie maklik om goed te lyk. Maar dit was nie ek wat goed gelyk het nie. Dit was die personeel wat, ja, dit was amazing. En ja, ons het interessante goed gedoen, want toe word die koor in die revue so goed, laat ons toe nou 'n elite groepie gestig het. So ons het nog steeds graad 8, 9, 10, 11, 12 revue, maar ons het ons noem hom maar 'n elite groepie wat bestaan uit so 30 kinders uit. En ons skryf die koor en ons revue groep in vir die Staatsteater, en die eerste jaar word albei genooi. En totdat ek daar weg is, het ons elke jaar met ons koor en ons revue in die Staatsteater opgetree. En oom Eys, wat die swaalkie, en ek hoor die swaalkie is nou uiteindelik gerus. Ek kan nie dink 'n bus kan so lank hou, dat hy tot nou die dag nog gery is nie. Die swaalkie is gestart, dan ry ons Pretoria toe. Ons gaan tree die aand daar op in die Staatsteater met ander kore en ander revuegroepe en ander dramagroepe, en ons het in die Staatsteater deelgeneem en al daai goed bymekaar getel. Wow. Al daai goed bymekaar getel het absoluut net gemaak dat Riebeekrand gewerk het. Ja. En wat baie mense misken het is die talent wat daar uitgekom het. Akademies, alles. It was next level. It was next level. Maar die ding is, Randfontein is bederf deur 2 baie goeie voedingsskole in RAM of Randfontein Afrikaans medium vir die wat nie ken nie, en dan rapportrye. Ja. En jy maak toe nou nogal 'n fantastiese move, en jy stel die hoof van 'n rapportryer wat wil aftree, en 'n legende in Randfontein, oom Frik Barenhorst, stel jy aan by jou sportkant. Ja. Wat 'n move. Nee, ja, ag weet jy, ek was baie gelukkig. Jy weet, ek het skitterende onnies gehad. En toe kom die ding na my ore toe, en ek het ou Frik gaan sien, en onmiddellik toe maak ek hom my sporthoof. En dit was, wat 'n ongelooflike man. Dit het daai tyd uit 'n bemarkingsoogpunt gegaan oor die hoof van laerskoolrapporte. Ag, maar binne 'n maand of 2 het jy heeltemal by dit verbygekyk. Hy was oom Frik. En hy was oom Frik. Oom Frik can do the best, ja. Hy het die kinders so in die palm van sy hande gehad. En weet jy, het was nooit 'n bedreiging nie. Dis wat ek altyd van hom kon respekteer. En ek het hom nou die dag weer gesien. Hy het my nooit laat verstaan, weet jy, ek is ook 'n hoof eintlik. Nooit. Hy het my ding laat doen, en natuurlik dan trek jy hom in. Jy het dan baie met hom gesit en gesels, want nou steel jy sy intelligensiekoëffisiënt, nee, jy steel, jy weet. Maar ag, wat 'n ongelooflike man. Dit is mooi, en ek gaan nou afsluit op dit, is hoe mooi is Riebeekrand nou, Gerard Meiburg het nou, hulle polish nou daai skool, dit is unbelievable, daai skool, en ek dink dit wat vir my mooi is soos ek nou die geskiedenis saam met hulle loop, en ek is 'n groot monumentman, maar wat vir my so mooi is om te sien, Riebeek, hy staan, daar is nie, hulle vra nie, hulle is daar. Dis beautiful, en julle almal daai hoekstene en daai mure ingekrap. Ja, kyk wat vir my ongelooflik lekker is, toe ek ook nou die dag weer daar was. Dis lekker om te sien, hier's iets wat werk. Kyk by al die ander goed verby. Ja. Hier's iets wat werk, hier's kinders, hulle is ongelooflik netjies. Sy kinders is netjies. Skool is netjies. Ja, alles. Hulle het 'n jong beheerliggaam, en hulle bou en breek en beddings en nuwe lapa en dit was absoluut net ongelooflik om te sien dat
hier gaan dit goed. Ja. Hier gaan dit goed. En nou se bydrae was baie klein. Jy het Maar almal is dit daai bydraetjies maak wat hy is. bietjie maak baie. Ek het met die personeel gesit om dit baie te maak. Want hulle het, jy weet, ons het daai tyd die spreiligte opgesit. Ons het ook op daai selfe klein rugbyveld waar jy en ek nou die dag gestaan het, ons het daar cricket gespeel met ons eerste span. Jy was permanent oor die draad waar die bal, gaan al. want is maar wat 30 meter. Ja. Ons het hom opgebreek en ons het daai onderste hokkievelde aangelê en daai cricket pitch aangelê. Dit was amazing. Nou weet jy, ek wil afsluit ook man met ietsie klein wat twee goedjies as ek mag. Ja, natuurlijk. Weet jy, ek het vroeër skool toe gegaan in die oggend. En pauses. Dan het ek saam met die seuns handjie tennis gespeel in die vierkant. Né? Ons het daar het ons handjie tennis gespeel. En natuurlik daai tyd was dit 'n groot kompetisie in die skool van kan ek meer rokers vang wat rook, want dan het ek hulle gelooi. Of kon hulle rook sonder dat ek hulle vang. En dit was Wow. nie een keer ooit iemand gekla daaroor nie. As ek jou gevang het, dan het jy net gesê meneer skuldig. En dan het ek jou gelooi. Ek het 5 rottangs gehad, jy kon kies wat jy wou hê. Maar dan as ek hulle nie kon vang nie, het hulle vir my ook om herinner dat meneer jy vang ons nie, ons het Ja. en die dag toe ek daar klaar maak. Skool het uitgekom en ek staan daar in die vierkant en ek sê vir myself, ja, hier kom die rokers. Hulle kom staan by my, hulle gee my 'n sigaret. Oh, wow. Hulle elkeen steek hulle sigaret aan. Hulle sê nou, gaan jy saam met ons jou sigaret klaar rook en jy gaan niemand looi nie. Oh, awesome. En my laaste aktiwiteit by Riebeeck-Ram was letterlik om saam met die rokers 'n sigaret te rook. Ja? Want ek rook tot vandag toe nie. Ek het daai dag 'n sigaret saam met hulle. Ag, maar die trane loop hierso af. Want hierso is nou die kinders wat rook. Hulle is mos nou die ouens wat akademies nie goed doen nie en bankklasse. Jy weet al daai goed. Hier staan ons en hier staan ek 1, 2, 43 jarige ou en hier loop die trane en ja, dit was net amazing. Wow. Dit Leon, was aan die einde van 'n koekpluk episode, nou ek het so 'n bietjie al vir jou 'n bietjie voorberei van dit, maar het ons altyd in hierdie prentjies, almal het altyd hierdie mooi prentjies en die goetertjies op. Jy het verskillendes hier agter, Ja. so David Mark se koekpluk ook en Ja. Die koekpluk het so profound geweest want jy daai jare het jou ouma het gebak en daai die grand koekies is daar bo in en dan nog so 'n bietjie waspapiertjie in en alles. Maar as hulle dorp toe is as jy nou op en jy Ja, gaan ja, haal, ja, en ja, dan het jy ja. nou gesukkel om hierdie ding oop te kry. Ja, Nie ja. vir die hitte was of wat jou vingers was nie. Ek dink jy het geweet iets verkeerd. En dan het jy hom nou eventually het jy hom oop gekry. Ja. Nou vandag het ek hierso ek het my eie koekies gebring. So ek wil hê jy moet een van Mary Ann se koekies daar probeer. Maar sekerlik nie net een nie. Jy kan hulle saam met jou vat ook. Maar jy gaan die koekpluk. Ek gaan die koekpluk saam. Okay. Maar Oh. Mary Ann bak die mees fantasties. Ons gaan haar nommer opsit. Sy's 'n fenominale mens, maar wanneer die koekpluk oop is, dan is daar magic wat daar uitkom. En vandag nou reflect ek as ek hierdie koekpluk oop het, dan reflect ek terug op die persoon wat voor my is. En dit is vir my belangrik om dit vir jou vandag te sê. Ek dink dit is vir my jou entoesiasme. Dink ek het alles oorskry in wat jy gedoen het in jou onderwys. En ek dink dit wat jy stoot jou ground. En ek dink dit is 'n les vir almal wat hier luister is sometimes you need to just stand your ground. Jy kan nie doen om almal te please nie. Jy kan nie 2000 mense please nie. Jy kan nie probeer as jy elke ouetjie wat op 'n rugbyveld moet please in sy ma se posisie wat sy wil hê hy moet speel, gaan jy nooit. Nee, ek kan nie. En jy het baie sukses bereik en tot vandag waar jy nog met rugby betrokke is en cricket en alles, maar ek dink wat vir my baie uitstaan in hierdie hele gesprek was die feit dat jy altyd 'n koor gemaak het. Nou 'n koor is gewoonlik net staan dit gou vas. 'n Koor is gewoonlik waar mense bymekaar kom, waar mense die finale as jy terug gaan hemel toe, gaan jy in 'n koor van Hemelkoor, engele ja. wees. En jy het elke keer koor gebruik as die mediator tot vrede. En ek wil vir jou vandag, jy's een van daai hardcore onnies dit jou job.
I want to salute you. Ja, baie ek dink dankie. is beautiful en dit wat jy gedoen het vir soveel skole en hoeveel stene jy gepak het. I salute you, Leon Kreer. Ja, baie what a dankie. legend. En, en kan ek iets sê? Ek begin maandag hier by die CVO skool of die PCS skool, maar dis die CVO skool. In Parys. Hier in Parys begin ek weer skool hou. Ek begin maandag Wow. en ek worry want ek gaan moet wiskunde gee wat ek nog nooit gegee het nie. Maar ja, Maar jy gaan dit vlot. ek begin maandag weer skool hou. Parys is 'n ryk plek met jou hierso. Dankie. Ja, baie dankie. Dankie, Leon. Ja, baie dankie. As hy koek plek. Vertel ons je story.